Goeiemôre vriende, baie welkom by die kerk vanoggend. Dit is vir ons lekker dat julle hier is. Ek wil graag vir ons bid en dan gaan ons die reeks, hierdie krag van 'n nuwe lewe in die Here Jesus, gaan ons vanoggend afsluit en ek is opgewonde oor wat die Here wil doen. So kom ons bid en dan begin ons ook sommer net na die woord kyk. Here Jesus, ons wil vir U dankie sê vir die voorreg wat ons het om hierdie nuwe lewe, Here, in U te kan beleef. Dankie vir die voorreg, Here, wat ons het om weergebore te kan wees. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om vergewe te kan wees en vrygespreek te kan wees en reggemaak, reg verklaar met U te kan wees, Here. En dis alles, Here, omdat U opgestaan het. Dis alles omdat U aan die kruis van sonde gesterf het en opgestaan het, die dood oorwin het en vir ons die Gees ook uitgestort het om ons in staat te stel om ook dit wat ons wel vandag oor wil gesels, om 'n getuie te wees te kan doen. Ek bid wel, Here, dat U vir ons as kerk, elke persoon individueel en aanlyn, dat U vir ons vanoggend sal kom help, dat as volgeling van U, Here, dat ons mooi sal evalueer, of is ons nog 'n getuie? Lewe ek, Here, nog op so 'n manier, dat hierdie nuwe lewe waarvoor U vir my opgestaan het, waarvoor U vir my gesterf het en opgestaan het, lewe ek nog hierdie nuwe lewe uit, Here, in 'n wêreld wat hierdie nuwe lewe dringend kort? Mag U vir ons help vanoggend, Here? Heilige Gees, mag U so verheerlik word. Ag Here, mag U verheerlik word. Heilige Gees, mag U vir ons help. En mag U 'n mooi werk in elkeen van ons kom doen vanoggend. Ek kom vra dit, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Alright. Vanoggend praat ons oor, ons moet 'n getuie wees. Wees 'n getuie vir die Here. Vir die laaste 4 weke het ons gepraat oor hierdie nuwe lewe in die Here. En dit het eintlik maar begin by Opstanding Sondag. En op Opstanding Sondag het ek gepreek oor Johannes 11, vers 25 en 26, waar Jesus vir Martha sê, ek is die opstanding en die lewe. En dan sê Jesus 'n baie belangrike ding, hy sê, wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En vir die laaste 3-4 weke, vandag is nou die 4de week, fokus ons so erg op, vriende, kom ons lewe hierdie nuwe lewe waarvoor Jesus vir opgestaan het. En ons het gepraat, soos ek sê, oor ons is vergewe en vrygespreek en ons is reg gemaak met die Here, reg verklaar, geregtig verklaar, as jy nou die mooi woord wil gebruik en ons het gepreek oor ons weergebore in die Here. Maar my hoop is so dat ons sal verstaan dat Jesus het opgestaan, dat hierdie nuwe lewe, vriende, nie vir onsself gehou sal word nie, maar dat ons dit sal deel met die wêreld. Dis tog een van ons kerk se belangrikste waardes. Dis een van die beginsels wat ons meet in ons kerk of ons hierdie reg kry. En julle sou hierdie gees nou al baie in ons kerk gesien het. Ek weet nie of hy nou Mark op die skerms gaan wees, ek is onseker, maar ons kerk het klomp, daar's hulle. Hierdie is die beginsels wat ons in ons kerk graag wil sien gebeur. Ons wil graag hê dat ouens hulle geloof in die Here sal plaas. Dis hoekom ons dienste doen, dis hoekom ons as kerk bestaan, is dat mense sal sê, ek glo in die Here Jesus, ek plaas my geloof in die Here Jesus, ek gee my lewe vir die Here, met die hoop dat hulle dan geken sal word in kerk, en dat hulle die Here sal ken, dat die Here hulle sal ken, dat hulle deel sal word van God se familie. Dis hoekom ons dink kerk belangrik is, maar dan as jy nou deel raak van die kerk, is dit vir ons belangrik dat jy sal bly groei in die Here. Dis alles goed wat persoonlik vir jou tot voordeel is. As ek wil groei en ontwikkel en saam met die Here vorentoe beweeg. Maar ons oortuiging is al hierdie is vir ons gegee sodat ons sal gaan om 'n verskil te maak. Here, ons het hierdie nuwe lewe by U gekry sodat ons sal gaan en 'n getuie sal wees sodat mense vir Jesus sal leer ken, sodat ander mense hulle geloof, Here, in U sal plaas. Dat hulle geken sal word in die kerk, dat hulle sal kan groei in die Here Jesus en ook sal kan gaan sodat ander mense weer kan gaan en glo in Jesus kan geken word. Dis ons hart as kerk. Nou, as ek sê ons moet 'n getuie wees, is die meerderheid mense se reaksie op dit is, Willie, ek kan nie. Of Willie, ek het nie regtig gedink dit is my verantwoordelikheid nie. Is dit nie jou as dominee se verantwoordelikheid nie? Of is dit nie dalk my selleier se verantwoordelikheid nie? Is dit nie dalk die ouderlinge se verantwoordelikheid nie? Nee, ek dink die Here gee vir almal van ons as gelowige en volgelinge van Jesus die opdrag om 'n getuie van Jesus te wees. Maar dan sal die tweede reaksie by baie mense wees soos, maar wil ek weet nie hoe om dit te doen nie. Ek sukkel, ek kan dit nie doen nie. En ek dink ook nie dit is waar nie. En ek gaan dit in 'n baie eenvoudige manier, op 'n baie aardse, eenvoudige, plat, eenvoudige manier vir jou verduidelik. Ek gaan net vir julle foto wys. Alright. So, hier is geel vet biltong. Okay? So party van julle mans hou van hom oordentlik geel, vet, dik, oordentlik biltong. Soos party van julle raak nou so 'n bietjie honger. Jy sê soos, Willie, ek het nou nog nie my pappies gehad nie. Hierdie biltong sal nou vir my baie lekker wees. So hierdie is 'n slaghuis in Bloemfontein.
wat ek nou nie kan bemark nie, want dan gaan almal wat nou slaghuis sê, wil hê, wanneer gaan jy nou my slaghuis bemark? Ek het ook geelvet biltong, waarvan praat jy? Verstaan jy, maar die meerderheid van julle mans wat by so slaghuis instap, wat die wonderlikste geelvet biltong het, sal nie kan ophou praat oor dit. As jy ordentlike droewors kry, sal jy sê, ek gaan vir almal wat ek ken, vertel van hierdie geelvet biltong, of van hierdie droewors. Ons raak baie natuurlike getuie van dit waarvan ons hou. Nou die meerderheid vrouens wat nou hier sit, wat nie so baie hou van droewors of biltong nie, ek het vir jou ook iets, maar nou nie. Alright, okay, so hier is 'n lemon meringue. En ek weet Peter het altyd peppermint crisp voor. Ek verstaan nie hoekom hy dit vat nie. Okay, ek dink lemon meringue is meer waar meerderheid mense is. Okay. Maar kan ek nou vir jou vertel, ek het die beste lemon meringue in Bloemfontein gekry. Soos ek grap nie is oor dit, ek het van julle al gevat vir daai lemon meringue. As ek jou nog nie gevat het, ek's regtig jammer. Okay. Kyk net hoe baie mense is. Alright, ek wil net sê, my begroting is ook net so groot vir lemon meringue. Alright. Maar ek het die plek gekry wat die beste lemon meringue in die wêreld het. Die meringue deel. Okay. Is nie rabberig of so pap, hy loop van dit is soos perfek, soos hy is net soos, hy soet, en hy is net soos mooi in die mond, dit is net hier, jy kan nie, die geel, is nie so sekere lemon meringues wat daar is net seremoene ingegooi nie, dit is soos perfekte balans, hy is nie loperig nie, hy is nie 100% dat jy met 'n mes moet sny nie, hy is net as jy hom so eet, hy raak net so weg in jou mond, verstaan jy, die crust, die kors, is nie net 'n koekie wat onder gesit is nie. Vriende, dis iemand wat nou mooi moeite gedoen het, genoeg botter ingewerk het en seker gemaak het daai ding is perfek. Okay? Die meerderheid van julle is net, wil jy sê net vir my, waar is hierdie lemon meringue? Ek kan nie vir jou sê nie, want julle almal gaan so toe gaan en dan gaan daai klein koffiewinkel nie hou nie. Alraai, dit gaan nie werk nie. Kom vra my maar na die tyd. Maar nou Joe, soos ek nou vir jou sê, ek dink dit is by verre die beste lemon meringue in Bloemfontein. My vraag vir jou is, hoekom kan ons oor lemon meringue en oor biltong so passievol julle aandag hou, maar die grootste geskenk wat die Here vir ons gegee het, kan ons nie so opgewonde raak. Ek dink dis iets wat elkeen van ons moet evalueer. Here, U het die grootste ding wat ons aan kan dink vir ons gedoen. U het Paasondag wat ons vier, U het gesterf vir iets wat ek nie kon sterf vir nie. En U het opgestaan en die dood oorwin wat ek nie kon gedoen het nie. En U het vir my die geskenk gegee van die voorreg van 'n nuwe lewe saam met U, Here Jesus. En ek kan nie daaroor praat nie. Ek dink nie die issue is ons opdrag of ons weet nie hoe om dit te doen nie. Ek dink daar's 'n dieper gewortelde probleem in ons Christelike geloof wat maak dat ons nie dit deel met mense nie. So op hierdie baie belangrike punt wil ek net vir al die kinders ook in die kerk baie welkom sê. Ons het nie koek of biltong vandag by die kerk nie. Ek sê maar julle. Vra verskoning. Maar ons is bly dat almal hier in die kerk is met 'n gesinsdiens. Dit is vir ons lekker dat al die kinders in die kerk is. So ek wil vanoggend met jou praat oor hoe gaan doen ons hierdie getuie wees? Hoe bring ons hierdie getuienis van die grootste geskenk wat ek en jy gekry het, vriende, vir hierdie wêreld? In Handelinge 1 vers 8 is die vers waar ons op opstanding Sondag ook oor gepraat het. Kom Jesus en hy sê, julle sal krag ontvang wanneer julle die Heilige Gees ontvang. Julle sal krag. Dis deel van hierdie krag van die nuwe lewe wat vir my en jou beskikbaar is. Maar dan sê Jesus 'n baie interessante ding, julle sal hierdie krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Daar is 'n koneksie tussen die krag van die Heilige Gees, die persoon die Heilige Gees in ons te ontvang en te getuig. Ek dink nie dit was veronderstel dat ons die Heilige Gees ontvang en nie getuig nie. En so vandag wil ek met jou 3 beginsels praat oor, kom ons gaan wees 'n getuie. En ek dink die eerste punt is dalk die hoofrede hoekom baie van ons nie getuig nie. Is ons het nie meer 'n vreugde in die Here nie. Ek dink nie ons het meer 'n vreugde in die Here nie. Ek dink as ek en jy ons vreugde in God vind en ons kan nie genoeg van Here kry nie, gaan ons nie anderster kan as om die Here Jesus met mense te deel nie. En so daar's 'n ou, sy naam is Ashley Unziker. Ek wil vir jou net so kort van sy storie lees. Hy het na 'n evangelistiese kursus toe gegaan met die idee om geleer te word hoe gaan deel ek die evangelie met mense. En ek wil net vir jou sy bevinding net lees. Dit is in Engels. En dan wil ek so 1 of 2 goed met jou deel. Dit sê, I recently took an evangelical course, not knowing what to expect, but I imagined quirky evangelistic techniques coupled with age-old gospel-sharing recipes guaranteed to bring about soul-winning results. Much more to my surprise, the course was less like a course and more like a worship service. The professor passionately preached the story of Jesus from the beginning to the end. Techniques were peppered throughout his teachings, but the bulk of his class brought attention to the one worthy of worship, who is Jesus.
At the pinnacle of our awe and wonder, the professor sent us out armed with zeal and an arsenal of evangelical tools. Each person in the class was given 4 hours to share the gospel with one person in our city, and out of 30 students, maybe 3 of us returned having completed this exercise. Each student shared his and her results with the class, and although 90% didn't complete the assignment, we were overflowing with joy. You see, for most, simply acknowledging a stranger verbally was completely out of the norm. Saying hello was our success geweest. En soos hy beleef en hy deel 'n klomp goed in hierdie kursus, maar iets van hierdie wil ek net vir jou sê, soos net die feit dat hierdie professor van die begin tot die einde Jesus se storie weer met ouens gedeel het, het iets van 'n opgewondenheid vir ouens gebring en 'n vreugde in die waarheid van die Here Jesus wat gemaak het dat in hierdie ziel, in hierdie opgewondenheid vir Jesus, soos ek gaan. En iets van dit beleef ek nie meer in ons samelewing nie. Daar's iets in ons samelewing wat amper hierdie ongelooflike geskenk en storie van Jesus het ons amper kom vereenvoudig as iets wat minder belangrik is as 'n lekker lemon meringue en 'n lekker geel vetbiltong. En so iets van hierdie het iets in my hart gestir. Here, daar's iets as ons 'n siel het vir die Here, iets van 'n vuur wat in ons brand vir die Here wat maak dat ek gaan al maak ek 'n fout, is my hart net so ek wil net Jesus met die wêreld deel. Ek wil so leef soos Susan gebid het dat mense iets in my sal sien en dat ek kan vertel van dis Jesus. Maar ek dink om by 'n getuie uit te kom, moet ons terugkom by Here, vul weer iets in my hart, Here, vir 'n dringendheid en 'n opgewondenheid dat ek nie anderster kan as om oor U te praat nie. Dit laat so dink aan Petrus en Johannes se woorde toe hulle die genesing gedoen het en voor die raad gekom het en die raad wil eintlik sê hoor julle mag nie meer in die naam van Jesus spreek nie. In Handelinge 4 vers 18 sê hulle die apostels het voor die raad gekom en hulle het vir die apostels beveel om glad nie meer verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. En die raad sê vir die apostels julle mag nie meer oor Jesus praat nie. Gaan lees die hele gestorie, jy moet eintlik van Handelinge 3 af lees, maar hulle mag nie oor Jesus praat nie, maar Petrus en Johannes se reaksie is iets wat ek dink ons as kerk weer moet bid en ons hart moet wees. Hoor wat skryf hulle, hulle sê, maar Petrus en Johannes het vir hierdie raad gesê, julle moet maar besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan die Here. En dan sê hy iets vir my, dit is my so mooi, hy sê, wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is onmoontlik. En jy moet dalk in jou Bybel daai onmoontlik weer onderstreep of omkring of highlight hierdie vers en sê, Here, bring my weer op 'n plek met U, Here, dat dit onmoontlik is vir my, dat ek nie oor U praat nie. Maak nie saak of mense my gaan spot of mense dit gaan aanvaar of Here, my hart is sodat ek wil nie forceer op mense nie. Dis nie wat Petrus wil hier doen nie. Maar Here, so ver as moontlik as wat ek gaan, in my gesin, in my huis, in my besigheid, in my vriendekring of die golfbaan, by die braai, waar ook al ek beweeg, Here. Here, help my dat ek op 'n punt kom dat dit onmoontlik is vir my om nie oor U te praat nie. Ek dink ons moet weer terugkom by die oomblik wanneer ons gevul word met die Gees en so iets van God beleef. Vriende, dink ek jy kom op so 'n punt wat jy kan nie anderster as haar behoeftes te sê, weet jy, ek ken jou nie, maar jy het vir Jesus nodig. Kan ek jou vertel van hoe ongelooflik hy is en wat het hy in my lewe gedoen en van die nuwe lewe wat daar in hom is? En as jy jou lewe in hom plaas dat jy hierdie nuwe lewe van Jesus kan beleef. Is daar so iets in jou lewe nog so van 'n dringendheid vir die Here dat wanneer daar enige omstandighede opdaag dat jy besef, ouens, Jesus is die antwoord. Ek kan nie stil bly oor hierdie nie, jy het vir Jesus in hierdie nodig. Johannes en Petrus se reaksie is oor ons gaan gehoorsaam wees aan die Here. En dis ook iets wat ons aan die einde van die diens gaan sê, ons gaan gehoorsaam wees Here dat ons oor U gaan praat. In Psalm 51 of Psalm 118 vers 28 en 29. Dis my so mooi, hoor hoe mooi dit sê, U is my God en ek wil U loof. My God, U goedheid wil ek besing. U grootheid wil ek besing. Loof die Here want hy is goed en aan sy liefde is daar geen einde nie. Hoor hierdie werkwoorde, Here, U is my God, ek wil U loof. Omdat U my God is, ek wil U loof. Hy sê, ek wil U grootheid wil ek besing. Hy sê, loof die Here, want hy is goed en aan sy liefde is al geen einde nie. Dis 'n aktiewe beginsel hierdie ouens. Here, ek wil U loof, ek wil U grootheid besing. Ek wil 'n getuie wees dat die wêreld U sal sien. En so 'n vraag wat ek en jy moet evalueer en dis eintlik die laaste 3 weke is dit die vraag. Vriende, leef jy nog hierdie nuwe lewe, hierdie lewe vol vreugde oor die Here? Anders is my hoop so dat as daar een vers is wat jy vandag onthou, is my hoop so hierdie vers. Mag jy dit bid en opskryf en teen jou vrieskas sit en jou yskas sit en vrieskas is gewoonlik 'n bietjie laat, dit gaan nie sin maak nie. Jou yskas sit of op jou spieël sit of is hierdie Psalm 51 vers 12 en dis die amplified weergawe. Maar Dawid skryf, hy sê, restore to me the joy of your salvation. Here, bring weer daai vreugde van verlossing in my hart. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit.
Here, kom maak weer 'n vreugde en 'n vuur in my hart wakker vir die verlossing wat U vir my gee. En kom maak my gees gewillig dat dit wat in my leef, Here, dat ek dit sal gaan uitdeel. Psalm 51 vers 12, Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Een van die kerke in Openbaring, die kerk in Efese kom Jesus en hy vertel van Johannes hierdie in Openbaring 2, en hy sê eintlik vir die kerk, hoor die ouens, alles wat julle doen is reg. Julle raak kwaad oor die goed wat nie reg is nie, en die verkeerde goed in die wêreld pla julle, en julle maak seker julle leef reg. Hy sê 'n klomp goed, julle lewe met inspanning en volharding teenoor die Here, julle doen alles reg. Maar dan sê hy hierdie een ding in vers 4, maar hierdie hou ek teen julle, Openbaring 2 vers 4, dat jy jou eerste liefde versaak het. En dan sê hy, onthou dan waarvandaan jy uitgesak het, en bekeer jou, en gaan doen weer wat jy vroeër gedoen het. Gaan doen weer wat jy gedoen het toe jy tot bekering gekom het. Toe jy met volle toewyding en oorgawe en dankbaarheid vir die Here, voluit vir hom geleef het. Kom Jesus en hy herinner hierdie kerk, dink weer terug hoe jy so geleef het en gaan doen dit. Hy sê in die boodskap, maar daar is een ding wat my baie ongelukkig maak en wat ek nie kan oorsien nie. Dit is belangrik jy met hierdie woord, die Here kan hierdie nie oorsien nie. Dit is vir die Here belangrik dat hy jou eerste liefde is. Hy sê, julle is nie meer so loyaal en liefdevol teenoor my, soos julle eers was nie. Dink mooi hoe julle eers was en hoe julle nou is. Julle het daarom ver geval. Maar dan hier aanmoediging, verander julle gesindheid en optrede en begin weer leef soos julle eers geleef het en doen graag wat ek wil hê julle moet doen. Ek dink dit is belangrik dat jy moet raak sien. Vriende, jy kan alles in hierdie lewe Christelik reg doen. As jy nie met volle liefde teenoor God leef nie, mis jy die punt. En ek dink dit is die liefde van God wat 'n vreugde in ons wakker maak, wat maak dat ons 'n getuie in die wêreld kan wees. Ek wil amper sê, jy word nie 'n getuie omdat jy kerk toe gaan nie. Jy word 'n getuie as jy kerk is. Jy word nie 'n getuie as jy die Bybel lees nie. Jy word 'n getuie as jy die Bybel uitleef. Verstaan jy, daar's 'n aktiewe beginsel vir wanneer ons vir Jesus leer ken, ouens. En my hoop is so, as jy 'n waarskuwing vir die kerk was, vir die ouens, maak seker dat jy nie al hierdie ander goeders regkry, maar die hoofopdrag wat ons het van God, die Here God lief hê met alles in jou, mis ons nie. En dalk is dit waar ons as kerk net weer moet terugkom, Here, ek kies om U weer met alles in my lief te hê, sodat die vreugde van my verlossing weer eintlik my sal toelaat dat ek 'n getuie sal wees. Die tweede ding wat ek dink belangrik is om 'n getuie te wees, is nie net 'n vreugde nie, maar ek dink as 'n aspek, as ons weer terugkom by hoe groot hierdie geskenk van God vir ons is daar 'n aktiewe verantwoordelikheid vir my en jou om te sê, hoor, ek kies om die Heilige Gees te vertrou. Ek laat die Heilige Gees toe om deur my te kom getuie wees. Ek en jy kan nie 'n getuie van God in ons menslikheid op ons eie wees nie. Dis hoekom die Heilige Gees as helper vir ons gestuur is om deur ons 'n getuie vir die wêreld van God te wees. Dis presies wat Jesus in Johannes skryf, Johannes 15, die laaste vers in die hoofstuk skryf hy vers 26, wanneer die Parakleet, die raadgewer, die helper, die Heilige Gees kom wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader af uitgaan, sal hy oor my getuig. En so die Heilige Gees, vriende, is vir ons gegee. Hoor mooi wat Parakleet beteken dit. It implies active support such as guiding into truth, teaching, providing strength and interceding in difficult times. Ons het die Heilige Gees ontvang om ons te help om 'n getuie te wees, sodat hy kan getuig deur ons. Maar iewers moet jy die Heilige Gees die toegang gee. En die Heilige Gees toelaat, Here, ek kom bid dat U kragtig deur my kom werk in my, Here, maar kom werk ook deur my dat die wêreld iets van God sal leer ken. In Galasiërs 5 skryf Paulus eintlik maar hierdie beginsel. Na die vrug van die Gees skryf hy vers 24, maar die wat aan Christus Jesus behoort, het die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig. Deel van om die nuwe lewe van Jesus te beleef en die Heilige Gees toegang te gee, vriende, beteken, Here, help ons dat ons sondige natuur bære. Kruisig, wegdraai van dit af, dat ons bekeer en na U toe draai. Maar dan sê hy 'n baie belangrike aktiewe ding. Hy sê ons lewe deur die Gees en daarom moet ons die Gees ook toelaat om ons leefstyl te bepaal. En so my hoop vir jou as persoon wat vir Jesus volg is dat jy weet daagliks net sal bid, Heilige Gees kom werk in en deur my vandag. Here kom werk deur my. Mag mense U leer ken, Here, omdat U deur my kom werk. Die Amplified sê dit so, if we claim to live by the Holy Spirit, we must also walk by the Spirit with personal integrity, godly character and moral courage. Our conduct empowers us through the Holy Spirit. En so iewers as ons getuie wees, moet ons weer terugkom soos, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U. Ek weet nie hoe om hierdie te doen nie en ek weet nie altyd hoe om hierdie getuie te wees nie. Dis 'n normale reaksie, maar Here, U weet. En so Here, ek kies om U te vertrou. Help my, Here, om te ontwikkel en dit te verbeter en myself voor te berei. Maar daar's 'n beginsel wat voor die voorbereiding gebeur is, ek vertrou die Heilige Gees.
Ek vertrou dat die Heilige Gees kragtig in en deur my 'n werk sal kom doen. Paulus skryf in Romeine 8, sê hy, want almal wat hulle laat lei deur die Gees van God, hulle is die kinders van God. En so as jy sê jy is 'n kind van God, vertrou ek saam met jou vandag dat jy die Heilige Gees toelaat om jou te lei. En ek is oortuig, as ons die Heilige Gees toelaat om ons lewe te lei, dan gaan dit 'n lewe wees wat Jesus verteenwoordig. Dit gaan 'n lewe wees wat vir mense wys hoe lyk die lewende God wat vir ons hierdie nuwe lewe gegee het. En so ek gaan nie die hele 1 Johannes nou met jou kan deel nie, maar ek dink 1 Johannes 2 vers 1 tot 6 skryf Johannes nogals my 'n mooi ding rondom hoe lyk dit as ons saam met die Heilige Gees leef. Saam met God leef. Maar ek wil wel vir jou net vers 5 en 6 lees. Dit sê wie egter die Here se woord gehoorsaam in so 'n persoon lewe die liefde van God, die lewe en die liefde van God regtig sy doel bereik. Daardeur weet ons dat ons nou baie nou aan hom verbind is. Die wat beweer dat hulle 'n noue verbintenis met God leef, moet self ook leef soos Jesus geleef het. Nou die lewe van Jesus, gaan lees enige evangelie ons, Matteus, Markus, Lukas of Johannes. Die lewe van Jesus was geken dat hy God geverteenwoordig het. Sy lewe was verteenwoordig dat hy die wil van die Vader op aarde kom doen het. En so my hoop is so as volgelinge van Jesus dat dit ons wil ook so wees. Here, ek wil die wil van my verlosser, die Here Jesus Christus wat vir my voorbeeld gestel het. Ek wil sy voorbeeld volg. Here, so help my dat in dit ek die getuienis wees. So as ek sê ek leef naby Jesus, vriende, moet die resultaat tog wees, kom ek doen wat Jesus gedoen het. En soos hy die wil van die Vader uitgeleef het, dat ek die wil van Jesus op aarde ook sal leef. As ek en jy getuie wil wees, begin hierdie beginsel realiteit raak. Here, ek moet die Heilige Gees vertrou. Matteus 5 vers 3, een van my gunsteling verse, skryf Jesus in die bergrede. Hy sê, geseënd is jy as jy in afhanklikheid van God leef, en jy sal die koninkryk van God sien. Ek dink die lewende vertaling sê, geseënd is jy as jy weet hoe nodig jy die Here het, en jy sal die koninkryk van God sien. En ek dink as Christen is dit waar ons moet wees. Here, help my dat ek elke dag in afhanklikheid naby U sal leef, en U sal toelaat, Here, dat U deur my 'n getuie vir die wêreld sal wees, dat die wêreld U sal sien. En so daar's 'n aspek van die Here kom vul weer hierdie waarheid, hierdie groot waarheid en geskenk wat U vir my gegee het, kom vul my weer met 'n vreugde vir dit. En help my Here in dit dat ek U sal vertrou dat U kragtig deur my ook sal kom werk. Maar dan is daar 'n aspek dat ons moet kies om op 'n sekere manier te leef, sodat mense vir Jesus leer ken. Mense leer nie toevallig van Jesus nie. Ek weet dat daar's en as ek nou dit sê, almal sê ja, maar toeval daar lig. Baie mense sê dit, ek het nie probleem met dit nie. Dis waar die Here kom in bonatuurlike maniere openbaar aan mense. Dit is 100% wat God doen. Maar vir ons as mense, jy gaan nie toevallig Jesus vir iemand voorstel nie. Dis iets wat ek en jy moet kies. Dis iets wat ons intentioneel moet besluit. Soos Here, ek wil op 'n sekere manier leef sodat die wêreld vir Jesus sal leer ken. En so daar was 'n oue storie, en dis nog 'n ou wat ek vir jou wil vertel. 'n Storie, sy naam was Richard Baxter. En ek wil die storie vir jou lees, dis ook in Engels. Maar daar's iets van hierdie, hy het 'n sekere keuse gemaak. Hy wil leef op 'n sekere manier. As gevolg van die vreugde van Jesus en die leiding deur die Heilige Gees, wil hy op 'n sekere manier leef. En so ek wil dit vir jou lees. Dit sê, in 1647, Richard Baxter, a preacher, settled into a village in England. And at the time, the population was about 3,000 people who were reckless, ungodly, and content to remain that way. Dis maar nog steeds dieselfde wêreld waarin ons leef. 'n goddelose, lelike wêreld wat mense gemaklik is om so te bly. En so hy kom in hierdie dorpie naby, net buite Engeland, net buite Londen, en daar's omtrent 3000 mense. En dan lees ons that Baxter said about ministering to this hard, wayward bunch, and he preached and wrote, and most famously he visited. So hy het vir hulle gepreek, hy het vir hulle briewe geskryf, hy het hulle besoek by hulle huis, alles in sy vermoë gedoen sodat hulle vir Jesus sal leer ken. He created a schedule whereby every Monday and Tuesday, he visited one family every hour from 8 a.m. to 6 p.m. And so that's 20 families every week. At every home, he would discuss God and pray for the family. And over 14 years, he visited every family in this town multiple times. By the end of Baxter's stay 14 years later, the entire community was miraculously transformed. Baxter himself wrote, as you passed along the streets on the Sabbath morning, you might hear 100 households singing psalms at their family worship. In a word, when I came to this town, there was only about one family in a whole street that worshiped God and called upon His name. When I left, there were some streets where not a family did not do so. So na 14 jaar wat hy gebid het en gepreek het en briewe geskryf het en by huise besoek het en saam met mense koffie gedrink het en geëet het, met die intensie dat mense vir Jesus sal leer ken. Na 14 jaar was daar amper in sekere strate
Nie een huis wat nie vir Jesus geken het. En ek dink is omdat hy gekies het, Here, ek gaan dag na dag, gaan ek met mense oor Jesus praat. Ek gaan preek, en ek gaan briewe skryf, en ek gaan koffies drink, en ek gaan 'n voorbeeld stel, en ek gaan heilig leef. Ek wil 'n getuie wees, Here, vir hierdie goddelose, verwaarlose mense wat nie vir Jesus ken nie, wat nie beter weet nie, sodat hulle die nuwe lewe van Jesus kan leer ken. En die resultaat op dit, en die skrif leer ons so dat die vrug van ons arbeid in die Here is nie te vergeefs. En dit lyk nie noodwendig altyd so sy storie, maar die voorreg van sy storie is dat daar was die meerderheid van hierdie mense het op bekering gekom, omdat een persoon die besluit gemaak het, dat hy gaan mense bereik. En so 'n baie praktiese vraag, hoe lyk dit in jou straat waar jy bly, ouens? Net soos 'n baie eenvoudige vraag. Het jy al ooit met die ouens wat langs aan jou gebly het, met Jesus, oor Jesus gepraat? Party van julle is boere, het jy al met die boer 50 km ver, het jy al met hom gaan praat oor Jesus? Want hierdie ou het gekies om op 'n sekere manier te leef, sodat mense vir Jesus leer ken. En so daar's 'n paar skrifte rondom hierdie. Matteus 28 kom Jesus en hy sê, gaan na die nasies toe. Hy sê in vers 18, hy sê, aan my is alle mag in die hemel en op aarde gegee. En dan kom Jesus uit hierdie autoriteit, met hierdie krag, dan sê hy vir sy disippels, vir my en jou, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle wat ek vir julle geleer het. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou dat ek by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hier is wat Jesus vir my en jou kom sê, is ons opdrag. Dis nie vir dominees en selleiers nie, dis vir elke gelowige wat Jesus volg, is kom ons gaan. Hy wil jou in staat stel. Paulus skryf, dat is God wat ons gewillig en bekwaam maak. Maar dit begin by jou wat sê, Here, ek is jammer, ek besef, ek het dit nog nooit gedoen nie. Ek het nie besef, dit is my verantwoordelikheid nie, Here, en my hoop is so, dat jy vandag, dat ek vir jou wil bid, aan die einde van die diens, dat jy sal sê, Here, ek wil gaan. Nou baie keer as ons praat oor gaan, dink mense ons bedoel, jy moet nou in Lesotho vir mense van Jesus gaan vertel. Of jy moet in Zambia gaan uitreik. Of ons moet hier in Afrika optrek. Party van julle moet net in jou eie huis 'n voorbeeld begin wees. En getuig en oor Jesus praat. Met jou kinders oor Jesus praat, lees vir hulle die Bybel, vertel hulle van Jesus. Party van julle moet vir jou kollegas, of jou familie of jou vriende, moet jy begin 'n getuie wees. So weet jy, ek gaan nie meer so leef soos ons dit altyd doen nie. Ek gaan nie by die golfbaan meer so optree soos ek altyd gedoen het nie. Ek gaan nie op daai wegjag naweek hierdie doen soos ek altyd gedoen het nie. Nee, omdat ek die kind van God is, man van God is, vrou van God is, wil ek 'n getuie wees en Here toelaat om mense se lewens te bereik sodat hulle die nuwe lewe van Jesus kan beleef. Daai gaan beteken soos jy van hier af weggaan, gaan wees 'n voorbeeld. Waar ook al jy beweeg, kom ons gaan wees 'n voorbeeld. Nou in Lukas 19 vers 10 kom Jesus, wel Lukas skryf vir my, Jesus sê die seun van die mens het nie nee, dis 'n ander vers daai. Dis te veel verse, sorry vriende. Lukas 19 vers 10. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red die wat verlore is. Hoor baie mooi, Jesus het op 'n sekere manier, hy het gekies om op 'n sekere manier te leef. Hy het gekom om die mense te soek wat verlore is. Wie is nog die mense in jou lewe, vriende, wat verlore is, wat jy soek, sodat hulle die nuwe lewe van die Here kan beleef? Waar is nog 'n omgewing waar jy beweeg, waar mense nie vir Jesus ken nie, sodat jy 'n voorbeeld kan gaan wees, sodat hulle hom kan leer ken? Ek dink is ons opdrag. As ons sê ons volg in die voorbeeld van Jesus, hy het gekom om te soek en te red. Ons kan die mense red nie. Jesus het reeds gesterf sodat mense gered kan word. Ons het die voorreg om die boodskap met mense te deel. En wat is dit wat ons verhoed, vriende? Is dit dat ons die verskoning gaan gebruik om te sê, ek ken nie meer ongelowige mense nie, want dit is partykeer die waarheid vir gelowiges. Maar dan is my uitdaging vir jou, dalk moet jy net op omgewings weer begin kom waar daar nie gelowiges is. En dat iets van die hart, ek wil kies om op 'n sekere manier te lewe, soos die Here. En ek wil gaan soek wie is verlore, sodat ek hulle van Jesus kan vertel. Ek dink Jesus sê iets van hierdie in Matteus 5, van ons opdrag vir die wêreld. Matteus 5 vers na die baie mooi beatitudes en hoe ons in karakter soos Jesus moet lyk, sê in vers 13 tot 16, twee baie praktiese opdragte. Hy kom sê ons is die sout vir die aarde en ons is die lig vir die wêreld. En so hy kom sê in Matteus 5 vers 13, ek en jy is die sout. Dis 'n baie praktiese ding. Dis nie 'n ver beginsel nie. Niemand van ek en jy braai 'n lekker steak of 'n lekker choppie of dalk wors of hoender of party van hulle raak nou honger. Soos okay. Niemand van ons braai so vleis en jy gooi nie sout op nie. Jy gooi iets op sodat dit die geur en die smaak van dit sal uitbring en beter maak. Ek dink dis ons as Christen se verantwoordelikheid as 'n getuie. Here, help my dat waar ek beleef dat ek goeie smaak sal getuig, Here. En die geur en dit beter sal maak sodat mense sal vra oor wat gaan in jou lewe aan? Hoekom is jy so positief en so hoopvol en so dankbaar en so wat gaan in jou lewe aan?
Dat jy kan sê, weet jy, ek wil vir jou vertel van Jesus. Dis niks wat met my te doen het, en dis die voorreg wat ek het om die nuwe lewe van dit wat vir Jesus opgestaan het, te kan beleef. Ons moet naby beter maak. Maar dan sê Jesus, ons is 'n lig vir die wêreld. Nou hoor mooi wat Jesus sê, hy sê, julle is die lig vir die wêreld, en 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en gee lig vir almal in die huis. Die voorreg wat ek en jy gekry het om die evangelie van Jesus te ken en te ontvang, is nie iets wat ek en jy moet wegsteek nie, ouens. Dis iets wat ons op 'n lampstander moet sit en van die dakke af moet verkondig, sodat mense moet weet dat Jesus leef en dat daar 'n nuwe lewe vir hulle in Jesus is. Dan kom Jesus en hy gee vir ons die opdrag: laat julle lig dan in hierdie wêreld so voor mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik word. Hoor baie mooi. Jesus sê, kies om so te leef, dat wanneer mense na jou lewe kyk, dat dit God verheerlik. En so, moenie hierdie verkeerd verstaan nie, die idee is nie dat jy moet gaan leef en dat jy al die krediet moet kry nie. Die idee is, gaan leef reg en wonderlik, sodat dit mense se aandag trek en dat jy vir hulle kan sê, weet jy, dit gaan nie oor Willie nie, dit is niks van Willie nie. Maar dit is die lewende God wat ek geleer ken het, wat my in staat stel om hierdie te doen. Kan ek jou vertel van hom? Sodat jy hom ook kan leer ken. Jesus gee vir ons hierdie opdrag, gaan kies om op 'n sekere manier te leef, sodat God verheerlik word, terwyl jy getuie is. En so 'n vers waarmee ek wil afsluit, is 'n gedeelte in Hebreërs 12, want ek dink, as ons praat van 'n getuie te wees in hierdie wêreld, is daar klomp redes hoekom ons dit nie doen nie. En my hoop is, dat jy eintlik nie meer 'n verskoning sal hê na hierdie 3 belangrike punte nie. Here, vul ons met 'n vreugde, help ons om die Heilige Gees te vertrou en help ons om 'n regte manier te kies. Dan het ons geen verskoning om nie getuie te wees. Maar my hoop is sodat jy weet, as jy uitstap met die hoop soos vol van die Here, dat jy gaan sê, ek wil die Here gaan verkondig vir mense, dat jy sal weet, dat die wêreld nie vir Jesus wil ken nie. Hulle wil hom nie ken nie. Hulle weet nie dat hulle hom nodig het nie. En daarom sê hulle wil hom nie ken nie. En so as jy uitgaan om sê, hoor, ek wil 'n getuie wees, dat iets van hierdie Hebreërs 12 en die voorbeeld van die Here Jesus, dat iets van dit weer vir jou soos aanmoediging sal wees. Dat dit vir jou, ek vind dit is net soos net so 'n vuur in jou sal wakker maak, soos Here, of mense dit aanvaar of nie. Ek gaan dit nie op hulle forceer nie, maar ek is so oortuig dat alle mense het hierdie nodig, dat ek wil gaan. En so Hebreërs 12, nou Hebreërs 11, die hele hoofstuk gaan oor klomp gelowiges. Hierdie ouens wat groot geloof gehad het. En dan gaan hierdie gedagte oor van hierdie Hebreërs 11 van ouens wat groot geloof gehad het na Hebreërs 12 vers 1. Wat die skrywer van Hebreërs vir ons sê, vers 1. Terwyl ons dan nou hierdie groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Vriende, die sonde verhoed dat jy 'n getuie vir Jesus kan wees. Gooi weg daai sonde. Gee dit vir die Here. Kruisig dit saam met Jesus, waarvoor hy gesterf het, sit dit agter jou. Kom ons vertrou die lewe, die nuwe lewe waarvoor Jesus opgestaan het en dit kan leef. Maar hy sê, kom ons gooi hierdie las, hierdie sonde wat ons so maklik verstrik, en dan hoor nou, hy sê, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop. Elkeen van ons, vriende, het 'n wedloop wat vir ons voorlê. Jy het 'n wedloop. Paulus aan die einde van sy lewe in 2 Timoteus 4 vers 7, dan skryf hy, ek het die wedloop wat vir my voor was, eindtyd gelowig voltooi. Nou wag daar vir my 'n oorwinningskroon by die Here. Mag ek en jy as gelowiges sê, Here, ek wil 'n getuie gaan wees. Ek wil die wedloop wat vir my voorlê, eindtyd volhard. Sodat ek ook die oorwinningskroon wanneer die Here Jesus U kom, dat ek dit sal kry. En so ek wil nie 'n getuie wees primêr vir die wêreld nie. Ek wil 'n getuie wees omdat U vir my sê ek moet gehoorsaam wees. Maar dit is die grootste voorreg, vriende, as jy getuie is vir iemand en hulle sê, weet jy, ek het daai Here, ek het daai nodig. Ek het vir Jesus nodig. Maar hy sê, kom ons voltooi die wedloop wat ons voorlê. Kom ons hardloop dit met volharding. Dan sê hy vers 2, die manier ons dit moet doen. Here, help ons dat ons oë gefestig op Jesus sal hou, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om van die skande daarvan af terug te deins en sit hy nou aan die regterhand van God. Hoor mooi. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was. Vriende, jy is daai vreugde. Jesus het die kruis verduur vir die vreugde wat hy in die ewigheid en terwyl jy op aarde hom ken, dat jy vir die res van die ewigheid saam met hom sal wees. En so my hoop is so dat daai vreugde met die Here iets van jou sal vul vandag, sê Here, ek vir daai vreugde om saam met U in die ewigheid te wees, sal ek die moeilik in hierdie lewe verduur. Jesus het die kruis verduur vir die vreugde wat vir hom in die vooruitsig en die ewigheid vir jou wag. En dan skryf vers 3, hy sluit af en sê, hou vir Jesus, hou hom voor oë, wat so 'n vyandige optrede van die sondaars deur hom verdraai het, dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.
Kom ons as kerk en gelowiges, vat weer die verantwoordelikheid op ons, Here, ek wil 'n getuie wees. Dis nie opsioneel nie ons. Dis iets wat ons nie anders kan as die lewe waarvoor Jesus vir ons opgestaan het in ons leef. Is nie iets wat ons dis iets wat strome lewende water uit ons moet begin vloei oor hoe groot hierdie geskenk vir ons is. En so die manier hoe ek hierdie diens weer wil afsluit, en ek dink die veel wat my weet dit is hoe ek dit gaan afsluit, is ek wil vir jou bid vanoggend dat as jy jou vreugde verloor het in die Here, dat die Heilige Gees weer 'n vuur in jou sal wakker maak. As jy sukkel om die Heilige Gees te vertrou, dat jy die Here sal bid, so Here, ek kom help my Here, dat ek U vertrou. Ek het nie nodig om hierdie te doen, ek kan dit nie sonder U doen nie. Maar dat jy ook sal sê, ek gaan kies van hier af vorentoe, om op 'n sekere manier te leef, sodat mense vir Jesus sal ken. En so ons hierdie gebed gaan doen, as ek nou vra almal se oom toe is, dan gaan ek vra jy moet staan. En dan wil ek so die vuur en die krag en die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe bid. Dat soos jy uitgaan, jy nie anderster sal kan om te sê, weet jy, ek moet vir iemand vertel van Jesus. Moenie my preek vir iemand aanstuur nie. Bel die persoon self en sê, weet jy, ek wil jou vertel van wat Jesus in my lewe gedoen het. So kom ons sluit die oë. Kom ons bid. Here Jesus, dit is ons 'n voorreg om na U toe te nader, Here. En soos dit jy is vanoggend wat wil ek met vir jou bid, wil ek jy moet staan. Here, dit is vir ons 'n voorreg om na U toe te nader, Here. En so, maar ek kom bid, Here, mag die krag van die kruis en die krag van die opstanding, Here, opnuut weer in ons lewe iets doen, Here. Here, ek bid daai skrif, Psalm 51, Here, soos kom stir 'n vreugde, Here. Gee weer vir ons herstel so, restore the joy of your salvation. Kom vier weer 'n vreugde in ons hart aan vir hierdie grootheid wat U vir ons gedoen het, Here. Heilige Gees, kom help ons dat ons beheer sal oorgee aan U, dat U sal lei en werk deur my. Kom werk kragtig in ons, Here. Kom help ons sukkel, Here. Maar kom werk deur ons dat mense U sal ken, Here. Die voorreg wat ons het om deel van die evangelie te wees, is U gebruik gebroke, stikkende, foutiewe mense. Mense wat foute maak. Ons is nie foutief nie. Ons maak foute, Here. Maar U gebruik ons sodat ons U wonderlike nuus met die wêreld kan deel. Mag jy ons as kerk help, dat ons sal kies om op 'n sekere manier te leef, dat die wêreld U sal ken. Mag ons as kerk, Here, as Bloemfontein Baptiste Kerk, en Smithfield Baptiste, en Petersburg, en Kroonstad, en Hoopstad, en oral waar mense hierdie kyk, wat deel is van ons kerk, mag ons kerk geken word, Here, as getuies van Jesus. Mag ons so op 'n punt kom, Here, dat dit is ons onmoontlik om nie oor U te praat nie. Ek bid so, Heilige Gees, mag U vir elkeen wat staan in hulle harte so 'n ding aanvuur oor die grootheid van dit wat U vir ons gedoen het. Mag jy hulle in staat stel om so te gaan leef ook. Ek kom vra dit vandag, Here, in Jesus naam. Amen.